Ek sien in die natuur dat as 'n dier vrek, verrotting dadelik begin intree. Binne 'n maand of 2 is die karkas van die dier opgevreet of verrot en dikwels is selfs van die bene weg. Om te sê dat sediment of sand, modder en blare oor baie jare die karkas in 'n fossiel laat verander, werk dus nie. Fossiele moet baie vinnig gevorm word. Carl Wieland se boekie Klip en Fossiel wys 'n see-reptiel wat versteen het terwyl dit besig was om geboorte te gee. Daar is ook 'n voorbeeld van 'n vis wat besig was om 'n ander visie te vreet en so met die visie in sy bek in 'n fossiel of klip verander het. Daar is ook 'n voorbeeld van 'n boomstam wat regop deur verskeie kliplae gegaan en toe in klip versteen het. As dit oor miljoene jare moes gebeur, soos daar in evolusie gesê word, sou die boonste deel van die boomstam weggevrot het. 'n Wêreldwye vloed, soos die een in Genesis 7 vers 17 tot 24, waar die water tot 7 meter bokant die berge gestyg en waarin die meeste diere en mense op die aarde dood is, kon so 'n proses van fossilering veroorsaak het. Die diere en ander dinge wat gefossileer het, moes met die vloed vinnig met 'n sediment bedek word, wat dan vinnig in klip verander het. By Mount St. Helens in die staat Washington het die sediment wat uit die klip gekom het in minder as 'n dag 'n kliplaag van 7,6 meter diep gevorm. Klip kan dus ook baie vinnig gevorm word en dit so moontlik maak dat diere in die klip vasgevang word. As ek na fossiele kyk waar diere en plante in klip vasgevang is dit nie 'n bewys dat dit miljoene jare terug gebeur het nie. Dit het heel waarskynlik met Noag se vloed in Genesis 7 gebeur. As jy fossiele van diere en plante wat 'n klip vasgevang is sien jy iets wat oor miljoene jare gebeur het of sien jy dat God se woord waar is? Wat glo jy?